Kritiek is ander mense se poging om van ons beter mense te maak. En dit word nie altyd goed ontvang nie, inteendeel, ons hou nie van kritiek nie. Ja goed, positiewe kritiek is lekker, komplimente eintlik, dis wat dit is, veral as dit onverwagte komplimente is. Maar kritiek in die sin van dinge wat nie in plek is nie en moet regkom, word nie goed ontvang nie. En wanneer mense dit doen, moet hulle verskriklik versigtig wees, en dis hoekom baie mense dit nie doen nie, want dit kan ons uitmekaar laat gaan as groter vyande nadat hulle dit probeer doen het. En tog het mense kritiek geweldig nodig, want ons is mense, en mense is nie elkeen op sy eie eiland nie, ons is mense wat saamleef, saam ontdek, en wanneer ander mense dinge sien wat ek nie sien nie, nuwe moontlikhede openbaar ek nooit gedink het nie, my eie potensiaal sien wat ek nie besef het nie, en my leer en geduldig met my is die saamwees van mense geweldig belangrik. En tog, alles is so belangrik, en alles kritiek, 'n kritiese deel daarvan, want ons weet nie alles as ons begin nie, hou ons nie van kritiek nie. Ons wil van dit ontslae raak. En vandag gaan ons lekker kyk wat die Bybel sê oor hoe ons na kritiek moet kyk. Here, u woord is wonderlik, want u is wonderlik. U het dit alles gemaak met ons in gedagte, ons as beperkte mense met beperkings, mense met foute, en u het vir ons kans gesien. En dankie dat u nou u woord vir ons oopmaak, en die lig van die woord in ons lewens aanskakel. Wil u ons leer, wil u ons vorm, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Galasiërs 6, van vers 1 af. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Vers 1, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Wat 'n verskriklike bloedspoor is nie al agtergelaat deur kritiek nie. Hoeveel mense wat net pas met skool begin het en die eerste keer hardloop en groot verwagtinge het en dink hy gaan sy beste doen vandag, en waar hy ook al land, kommentaar hoor van iemand, 'n onderwyser of iemand anders langs die veld, dit sê nee, hy is niks werd nie, hy kan glad nie hardloop nie, hy wil nie eers probeer nie. Of as ek probeer musiek maak, daar's 'n bloedspoor rondom musiek, begin klavier speel, en ek weet ek self het begin toe ek baie jonk was, vir 2 weke klavier gehad, en die juffrou het my net laat verstaan, luister, bly weg, jy gaan dit nie maak nie, en ek het nooit weer musiek gemaak nie, tot na skool, toe ek dit ontdek en verskriklik geniet nog steeds. 'n Dame wat ons musiek verantwoordelik was vir die lofprysing van 'n groot gemeente waarin ek was, dit pragtig gedoen het, fantastiese stem, moes hoor toe sy graad 1 was. Nee, jy gaan uit, dit help nie as jy is hier nie, ons gaan jou glad nie kan gebruik nie, en sy het geglo, sy kan nie sing nie, en sy was 60 jaar oud gewees, en toe nog steeds gewonder of sy dit reg doen. Die kritiek van iemand, wat poog om ons te help, wat poog om ons liewer op 'n ander plek te kry waar ons beter kan doen, kan ons vernietig en kan veroorsaak dat ons nie eens ander goed wil probeer doen nie. 2 interessante Amerikaanse sielkundiges het in 1955 'n besondere model daar gestel, waar hulle gekyk het na hoe mense mekaar kan gebruik om jou potensiaal te ontgin. Hoe mense se kommentaar op mekaar hulle vorentoe kan help. Die 2 was Joseph Luft en Harry Ingham, en hulle het die sogenaamde Johari-model daar gestel. Nou, Johari is natuurlik 'n samevoeging van hulle 2 se name, Joseph se Joe en Harry, Johari. En hulle het 'n matriks daar gestel wat lyk soos 'n venster, 'n vierkant met 'n kruis binnekant, en dis hoekom dit genoem word die Johari venster, omdat hy lyk soos 'n venster.
En aan die bokant van hierdie matriks het hulle gesê dit gaan oor jouself en aan die linkerkant af van die matriks gaan oor ander. So wat jouself betref, gaan dit oor in die boonste een, bekend aan jouself en onbekend aan jouself. Dinge wat jy dus weet van jouself, dit kom in daai kwadrant. En dan aan die sykant af, in die eerste ene is dit wat bekend is van jou aan ander. En dit wat onbekend is van jou aan ander, kom in die onderste kwadrant. En so het hulle toe die 4 kwadrante name gegee. Die eerste een is dinge wat aan jouself bekend is, en dinge wat van jou bekend is deur ander. Dis die sogenaamde arena. Dis wat almal van weet. Die tweede kwadrant is jou sogenaamde blinde kol. Dit is dinge wat ander van jou weet, dis bekend aan ander, soos daar aan die linkerkant kan sien, maar as ons aan die regterkant die afry sien, dis onbekend aan jou, soos jou blinde kol. Hulle weet, jy weet nie. Die derde ene is dinge wat vir jou bekend is, maar wat aan hulle onbekend is. Dinge wat jy weet, maar wat jy nie vir hulle sê nie. En die vierde kwadrant is dit wat onbekend is aan jou, en ook onbekend aan hulle. Nie een van julle twee weet wat dit is nie. So in die arena byvoorbeeld, sal iemand sê, wel, ek is, as ek oor myself moet sê, dit wat bekend is aan myself, ek is lief vir mense, ek kuier graag, ek is lief vir sport, ek is 'n positiewe mens, ek hou van boer, en ek is 'n Christen, dit wil ek dadelik vir julle sê, en my gesin is belangrik. Maar hierdie dinge is als ook dinge wat bekend is aan die ander mense om jou. Hulle weet ook al hierdie dinge van jou. Maar dan kom ons by die blinde kol. Dis dinge wat bekend is aan ander, maar onbekend is aan jou. Nou, ek gaan nou dinge noem en dit gaan hulle dan nou oorskuif na die arena toe, maar op hierdie stadium is nog die blinde kol, ek weet dit nie, maar hulle weet dit. Byvoorbeeld, dat hulle vir my sal sê, jy is 'n goeie storieverteller. Nou ja, ek het dit nie geweet nie, hulle kan dit maar vertel, ek hou daarvan, en dit skuif oor. Of hulle sal sê, jy is eintlik baie musikaal, nou hierdie is nie van my waar nie, ek sing nie mooi nie, maar jy sing baie mooi, jy het 'n baie goeie stem, en dan dit was onbekend aan my, ek het dit nie besef nie, ek dacht trouwens, ek sing lelik, die juffrou het nog laas so gesê, en hoor ek sing mooi, of hulle sal sê, weet jy, ek wil net vir jou sê, jy is 'n baie loyale vriend. Nou, ek het gehou van hulle, maar ek het nie besef, ek weet hulle is loyaal, maar ek het nie beleef, ek is loyaal nie, dan is dit iets wat in die blinde kol was, en wat nou arena toe kan skuif. Dus kom nou terug by die blinde kol, want hy is eintlik waaroor vandag gaan. En dan in die derde kwadrant, kry ons die fasade. Dit is dinge wat dan bekend is aan my, maar dis dinge wat hulle nie weet nie, dinge wat ek verswyg, dinge wat ek nie wil hê hulle moet weet nie. Ek weet dit, byvoorbeeld, ek is ook bang vir die donker, en ek kry te skaam, ek wil dit nie sê nie, 'n groot mens moet nie bang wees vir donker nie. Of ek sou eintlik baie graag wou dans, en ek kan glad nie dans nie. Maar ek sê nie vir ander, ek wou eintlik gedans het nie. Die volgende een is van my waar, ek haat dit om agter op 'n motorfiets te ry. Ek sê dit nie vir ander mense nie, hulle moet nie dink ek is bang nie, want nou is dit nie meer in die fasade nie, nou het ek om arena toe gebring. Ek is lief vir motorfiets, in motorfietsry, maar ek hou nie van saam met iemand ry nie. 'n Ding wat by my in die wat ek verswyg het, ek het dit geweet, maar nie met ander gedeel nie, is dat my pa alkoholist was. Dit wou ek nie vir hulle sê nie. En op 'n stadium het ek dit toe nou begin sê, en toe dit nou die arena toe gekom. Of 'n ding wat ek baie lank verswyg het, ek was baie skaam daaroor, is dat ek my eerste jaar gedruip het op universiteit. Nou, daar was ek nie trots nie, want ek wil die indruk skep dat ek by is met alles. Ek leer vinnig, en ek kan goed lees, maar hoekom het jy dan gedruip so? Ek het dit maar verswyg. Nou ja, ek het 'n vriend gehad wat my bevry het van daai verswyging. En die laaste ene is die dinge wat onbekend is aan my en onbekend aan ander mense. Byvoorbeeld, wat sal gebeur as ek moet valskerm spring? Ek weet nie, en hulle weet ook nie, want ek het nog nooit valskerm gespring nie. Of as ek op 'n leeu gaan afkom, wat gaan dan gebeur? Niemand weet nie. En ek hoop nie, ek hoef uit te vind nie. Een wat daar was, wat later oorgekom het, is dat ek baie van sushi hou. Nou, hy was daar, want ek het nooit sushi geëet nie. Ek het geweet, ek sal nooit daarvan hou nie. Ek hou nie van vreemde kosse, en veral vreemde seekosse nie.
En my kinders het my toe nou laat sushi eet en toe is dit vir my verskriklik lekker. So hy het toe nou oorgekom van die onbekend na die arena. Maar die een wat vandag vir ons relevant is hierdie ene. Die ene waar ons bewus moet word van dinge in die blinde kol. En nie die positiewe dinge in die blinde kol wat lekker is waarvan mense nie geweet het. Die een wat die probleme veroorsaak is die een van die negatiewe dinge in die blinde kol waarvan ons bewus moet word. Byvoorbeeld dat ek is iemand wat omdat ek vrede en so aan soek en dit by my arena is, almal weet ek is 'n vredesoeker, het mense vir my gesê wel jy kom dit nou nie agter nie, maar ons wil net vir jou sê jy vermy konflik. As plekke wat jy by mense moes wees en goed met hulle moes uitklaar, maar toe was jy bang geweest en jy het net doodstil gebly en niks gedoen nie. Dis nie lekker om dit te hoor nie, maar dit is belangrik om dit te hoor. Of dat hulle sou sê dat jy is so lief vir sport en als jy is eintlik 'n verskriklik kompeterende mens. Jy wil heeltyd met mense stry en jy wil heeltyd beter doen as hulle en as iemand 'n storie vertel, het jy nog 'n beter storie as hulle. Of dat hulle dalk van my sê dat ek uitstel. Ek doen nie dinge op die tyd wat hulle moet nie. Sodra iets vir my moeilik is, dan stel ek my uit en ek hoop maar dit sal self regkom of ek doen net niks nie en dan uiteindelik is dit 'n verskriklike geharwar om alles gedoen te kry. Of vir die ma sal sê, jy's nou baie oulik dat jou gesin vir jou belangrik is, maar jy's oorbeskerm. Jy leef jou kinders se lewe vir hulle. Hulle kan nie hulle oog knip nie of jy wil vir hulle iets ander aan medisyne gee wat als in dis te erg. Of dat ek hoor ek is nou lief vir mense en kuier graag, maar ek is so lief vir mense dat ek die gesprekke oorneem. Voor ander mense klaar gepraat het, maak ek al stil en begin ek te vertel. Of ek, as ander praat, luister ek nie mooi nie. Ek is reeds met iemand langsaan besig terwyl hierdie nog met my praat. Maar dis die negatiewe dinge wat mense van my weet, maar wat ek nie van myself geweet het nie. En hoe kry mense daai negatiewe dinge wat ek nodig het in my lewe ingedra? Want ons het weerstand, ons keer dit. Ons wil dit nie, ons wil nie mense in staat stel om te hoor nie en om die vrede te handhaaf. Los hulle dit maar net. En dan gaan ek maar aan daarmee. Ek weet van baie mense wat as hulle byvoorbeeld bid, gebruik hulle heeltyd 'n woord wat hulle oor en oor gebruik. Hulle sê heeltyd Here, elke tweede woord sê hulle Here. En jy voel net, mense kan nie help, maar hoe help ek hom? Ek gaan hom seermaak. Ek gaan hom liewer los. En in daardie proses verlaag ek sy standaard. En wat ons geweldig help om hierdie te verstaan, is die gedeelte wat ons gelees het vandag. As Paulus sê in vers 1 van Galasiërs 6, hy praat eers van as iemand in een of ander sonde val. Dit beteken hy het hom laat mislei en hy het nie beplan om 'n verkeerde ding te doen nie, maar toe hy weer sien, toe doen hy 'n verkeerde ding. Nou, dit kan ekstreem verkeerde goed wees, weet sy verkeerde vriende of verkeerde gewoontes of wat die sonde ook al mag wees. Maar dis enige ding eintlik wat my beperk om die groep se potensiaal te gebruik, om 'n beter mens te word en te leer. So die Bybel sê wanneer iemand nie aan die standaard voldoen nie, nou kom ons sê gou vir mekaar, dis belangrik dat ons die standaard voldoen want ons as groep verteenwoordig die Here. Ons wys wie hy is. En ons wys wat hy in ons lewens en in ander mense se lewens doen en kan doen. By ons moet mense veilig voel, hulle moet Jesus beleef by ons. En as ek dit nie reg doen nie, is daar goed as wat aanstoot gee, benadeel die Here. So is geweldig belangrik dat die standaard hoog is waar Christene saam is. Die eerste belangrike beginsel wat hy vir ons gee is wanneer dinge nie reg is nie, dan moet dit reg gemaak word. Hy sê hier as iemand 'n fout maak, dan moet ons so iemand reg help. En dit is 'n kritiese beginsel. Ons kan nie ons standaard verlaag omdat ons bang is dat ons moontlik mense kan verloor of hulle kan aanstoot gee of hulle kan seermaak met iets wat ek goed bedoel nie. So dis 'n waagmoedige ding. Ons moet mense reg help. Ononderhandelbaar. Maar daar is 'n sekere styl in hoe ons mense reg help. En daarom sê hy so iemand moet reg help word in 'n gees van sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken dat ek elke mens met geweldige respek behandel. As ek net in mense se teenwoordigheid is ek op 'n heilige, baie spesiale plek. Dis mense wat ontsettend baie potensiaal het,
wat vir my baie kan beteken, baie keer al beteken het, en ek moet waardig met hulle werk. En as ek nie van hulle hou nie, dan moet ek nog steeds waardig met hulle werk, want God het hulle gemaak, en hy is besig om hulle voor te berei, om in sy koninkryk 'n rol te speel, met sagmoedigheid, met geweldige respek. So dit moet ons weet, as ek van die negatiewe van die Johari venster, van die blinde kolle, iets wil bring na die arena toe, wat nie goed is nie, moet ek dit op 'n baie, baie spesiale manier doen. En wat ons doen is, dat dit wat ons uit die blinde kol gebring het, wat positief was, moet altyd saamkom met die negatiewe. Die negatiewe laat mense maklik beleef dat hulle nie slaag nie, dat hulle nie die moeite werd is nie. En dit ontneem hulle vrymoedigheid, dit ontneem hulle oop verhouding met ons, maar die verhouding moet oop bly, want ek wil hulle help, en ek het hulle ook weer nodig om my te help. En daarom is wanneer die negatiewe kom, dan gaan die negatiewe altyd saam met 'n wesenlike persentasie bevestiging van die waarde en die respek vir die ander een. Of dit mag wees, dit is wonderlik dat jy vir jou gesin vir jou so belangrik is, en ons leer baie by jou. Dit is baie lekker. Maar kan ek saam jou rukkie gesels? En dit doen ek altyd as ek dit doen met die persoon alleen, nooit iemand anders saam nie, nooit nie. Met waardigheid kan ek met jou gesels, hoe ek beleef dat jy dalk jou kind benadeel. En nou kan jy aangaan hoe dit ook al gelyk het, die kind het met jou kom praat, jy het iets waargeneem, maar jy doen dit met groot nederigheid en respek, met jou hand op daai persoon se skouer, terwyl jy praat, bevestig jy heeltyd vir jou sy waarde en die belangrike rol in jou lewe. So wanneer die kritiek kom, moet dit saamgaan met 'n geweldige stuk sagmoedigheid. Die oomblik as die woord hard is, dan kan ek daai persoon vernietig, of kan ek die verhouding vir altyd vertroebel. En ek is baie bevoorreg dat ek wonderlike mense in my lewe gehad het, wat dit gedoen het. Ek onthou spesifiek 2 kollegas, die een het ek kom baie keer na die nippertjie, ek beplan om voor die nippertjie te wees, maar dan is daar net nog 'n tandeborsel wat val, of 'n deur se sleutel wat ek nie kry nie, en dan is ek na die nippertjie, dan is ek laat. Ek is baie keer laat. Maar ek het nie die vergadering benadeel nie, want hulle kuier mos nog bietjie, hulle groet mekaar en sulke goed, so dis nie sleg as ek 'n bietjie laat kom nie, of as dit 'n minuut of 2 is, net so nooit 5 minute wees nie. 'n minuut wat gaan nie saak maak nie. Tot 'n kollega vir my sê, ek net vir jou sê, en hy het sy respek vir my, hy bevestig dit nog steeds, ons is sulke groot vriende, sy waardering vir die rol wat ek in hulle lewe speel, en hoeveel hulle leer en so aan, maar hy wil net vir my sê, wanneer ek laat kom, dan is dit vir hulle baie sleg. Dit skep 'n swak indruk teenoor ander mense, veral as dit 'n dominee is wat laat kom, en hy het dit so smaakvol gedoen, dat ek dit geweldig waardeer het van hom, en ek kon beter raak. 'n ander keer het ook 'n ander kollega vir ons rondom ons selfoon gebruik. Ons het nou maar altyd, jy weet hoe dit is, voor die vergadering begin, dan is jy nog so 'n laaste paar dinge op jou selfoon, en terwyl dit begin, sit jy mos aan die een kant en jy loer hom net so af en toe, en as daar 'n oproep kom, dan wil jy nie wys nie, maar dan sleep jy hom nader, dan kyk jy wie dit is, of jy kyk wat die boodskap van die WhatsApp is, partykeer probeer jy so onsigbaar hier onderkant die tafel, probeer jy nou net vinnig 'n boodskapie terugtik, en hy het toe eenslag vir ons sê, dat dit die gehalte van die vergadering geweldig verlaag. Dit kommunikeer nie respek vir die ander mense wat daar is nie. Dit kommunikeer juis respek, almal het selfone, almal het behoefte en nodig om goed te antwoord, en jou respek vir mense wys jy deur die foon glad nie sigbaar eers te hê, en jy sit hom eenkant, verkieslik sit jy hom af, jy gee al jou aandag. Al praat hulle nie sulke geweldige goed nie, het voel vir jou, ek het gou 'n tydjie om bietjie te loer wat staan daar, doen ek dit nog steeds nie. So dit was iets in my, ek het nie besef dat dit so beleef word nie, maar dit was iets in my blinde kol, wat na die arena toe gekom het, en wat ek verskriklik waardeer het. En dit is 'n kuns, dit vra moed, en dit vra geweldig wysheid van ons om dit te doen. Dit is wanneer ons kritiek gee, met respek en waardigheid, en met moed. Maar die tweede faset is wanneer ons kritiek ontvang,
Want almal wat dit gee, kan dit nie altyd perfek doen nie, en ek moenie omdat hulle dit nie perfek doen, nie die kritiek kan gebruik nie. So wanneer mense my kritiseer, is daar sekere goed wat ek in gedagte moet hou. In die eerste plek, waardeer ek dat hulle my kritiseer. Ons moet nie sê, nee, ek wil nie kritiek hoor nie, in elk geval, jy kan nie praat nie, jy maak ook foute, en ek het 'n verskoning gehad, ek het 'n rede gehad hoekom ek dit gedoen het. Niks van dit nie. Wanneer iemand my wil kritiseer, dan wil ek dit vir hom maklik maak, wil ek hom aanmoedig. Hy hoef nie op eiers te loop nie. Ek is reg daarvoor. En ek is opgewonde daaroor, want ek weet dit gaan my 'n beter mens maak. Maar meestal, en dis die hartseer, wanneer mense kritiseer, kom hulle skerp by ons aan. Is hulle daar kwaad vir iets wat gebeur het, of is 'n ding wat hulle opgehoop het, en nou in 'n oomblik kom alles gelyk by my aan. En dan is hulle kritiek skerp en maak dit seer. En kritiseer hy nie die feit dat ek laat gekom het nie, die fout wat ek gemaak het nie, hy begin my karakter te kritiseer. Hy sê ek is 'n onbetroubare mens. Dis harde woorde, dis heeltemal anders as om die daad te kritiseer. En dan vra dit dat ek moed sal hê. Nou wanneer hy my kritiseer en ek het verwag, dan is die eerste ding wat ek doen, ek probeer hoor in sy kritiek, al sê hy dit lomp, is daar nie iets wat ek kan leer nie, is daar nie iets wat ek wel fout gemaak het nie. En dan kyk ek na dit en ek leer dit. En dan as sy kritiek so skerp is en so snydend, dat dit regtig seer maak, hy bedoel om my seer te maak, dan besef ek, hy praat nou nie oor my nie, ek het my lesse nou geleer, en ek het my fout ook erken. Nou praat hy nie meer oor my, nou begin hy te praat oor homself. Hy gaan deur 'n moeilike tyd, en die felheid van sy kritiek, die skerpheid daarvan, is 'n teken dat hy self pyn het, en dat hy daarom na my uitreik, en die kans gebruik om my ook seer te maak. En dan kan ek in my terugvoer vir hom sê, dankie, ek hoor dat jy die volgende vir my sê, en dankie, ek waardeer dat jy dit vir my sê, ek het dit nie besef nie, en ek leer by jou. Maar ek wil verder vir jou sê, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd. Net die skerpheid van sy kritiek sê dat hy pyn het en seer, en dat hy eintlik homself blootstel om ook gekritiseer te word oor sy manier van kritiek lewer, maar dit gaan ek nie nou doen nie, ek hoef dit ook nie eers te doen nie. Maar dat ek dan vir hom kan sê, ek sien jy kry swaar. Ek het dit baie gekry. My werk was baie gewees om beswaarde lidmate te hanteer, en ek, van die begin van my bediening al was dit so gewees. En jy het net vir hom ruimte gelaat om groot te gaan. En jy het hom dit vir hom maklik gemaak, jy het hom vrae gevra, wat dit vir hom maklik gemaak het om groot te gaan. Oor hoe hy gevoel het, oor wanneer hy so gevoel het. Wat die dinge nog is wat ek doen wat pla. Ek het my waardering uitgespreek, ek het hom gevra om nog te sê, totdat daai persoon later opgepraat is. En dan wanneer hy opgepraat is, het hy stil geword, en dan het ek vir hom gesê, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd. Jy het baie druk op jou. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. En menige keer het daai persoon in trane uitgebars en sy stryde en worsteling met my gedeel. En die manier hoe ek dit besef het, was in die manier hoe hy my gekritiseer het. So hierdie is die een plek waar Christene 'n kans het om op 'n ander vlak te leef en op te tree. Die manier hoe hulle mense met waardigheid kritiseer, mag die Here vir ons wysheid gee om mekaar so reg te help. En dit ten slotte is presies waar die kerklike, ons sê dit baie keer as iemand 'n ouderling word of belydenis aflê, hy onderwerp hom aan die kerklike opsig en tug. Kerklike opsig beteken, ons gaan kyk na mekaar, ons onderneem om agter mekaar te kyk en te seker maak dat jy op jou beste is. En ek vra van jou om dieselfde vir my te doen. Tug betekenis van 'n Nederlandse woord, tigen, wat beteken reg help. Tug is nie slaan nie. Tug is om reg te help. En mag ons dit smaakvol en goed doen, en mag ons standaard verhoog. Here, dankie dat U met ons so wonderlik werk. Al mag U ons verdoem tot in ewigheid oor ons sonde en die foute wat ons maak en oor maak, doen U dit nie. U noem ons U kinders. U sê dat U sondaars liefhet, en daarmee neem U ons naam op U lippe. Dankie daarvoor. En help ons om daaruit te groei en dit te gebruik om ander mense op te bou en hulle lewens beter te maak. Om die moed te hê om te kritiseer wanneer ons moet, en die styl te hê wat by U pas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.